en Wonderlik met trots aan die gebring deur Wild en Jag. Jou alles in een bron tot die wild en jagbedryf. Welkom by Wild en Wonderlik, wildenjag.tv se weeklikse nuusprogram. Ons wys jou wat jy nog kan verwag van Desember maand se uitgawe van Wild en Jag en ons sluit ook ons kuier af saam met Loot Bester. En die nuutste Wild en Jag met trots geborg deur Safari Outdoor, Africa's premier outfitter of outdoor, leisure and hunting equipment. In die jag van spesifieke spesies artikel word daar in Desember maand gefokus op die duiker. Jokke Leroux vertel jou hoe om die jag van die diertjie reg te benader. Herleef saam met hom sy heel eerste duikerjag op 10-jarige ouderdom wat hom meer vlinders in die binneste besorg het as sy eerste buffeljag amper 40 jaar later. A must-read is Advocate Willem Smith's article on violent and intimidating protests on private properties. In his article, we look at the precautionary measures that farmers, wildlife farmers, or any other private game farm production facilities can apply long before violent and intimidating protests occur on their private properties. Koop jou Wild en Jag tydskrif by jou naaste supermark of teken in en ontvang dit per pos of lees dit digitaal op jou selfoon of tablet. Teken jy in op Wild en Jag, staan jy kans om die Primos prys te wen. In gesprek met is Annie gebring deur Barlow World Toyota. In die vorige episode saam met Loot. Ons sal dom wees as ons nie investeer in tegnologie. Enige iemand kan daar deelneem. Dis nie twee boeties wat langs mekaar sit en besluit dis wat die bok gaan kos nie. Daar sit 1000 mense en die mark besluit wat die bok werd is. As jy dit kan oopmaak en mense kan registreer via online veiling, dan kan jy dit verdubbel. So jy verbreek. Ons het Loot gevra oor telefoonbeheers op veilings en al geen reserve veiling konsep. Daar was nog al die jare op al die veilings telefoonbeheer beskikbaar. Weer 'n keer in die lyn van hoe Wildswinkel graag die besigheid wil bestuur, het ek gevoel dit was nie transparant genoeg nie. En enigiemand wat by ons veilings kom sal merk, daar is 'n telefoonbeheertafel. Dit is 100% auditeerbaar of auditable as ek dit in Engels kan stel weer 'n keer. En dit is nie 'n geheim nie. Mense kan nie altyd by 'n veiling wees nie. So ons adverteer dit ook dat dit is beskikbaar as jy nie daar kan wees nie. Dis eintlik wel primitief om te dink jy moet oor die telefoon be, maar wat dit effektief beteken vir die mense wat nie weet nie is, dis amper soos 'n callcenter omgewing. Jy kan inbel voor die tyd, jy kan registreer by ons vir die veiling alhoewel jy nie daar is nie. Jy teken dieselfde kontrak, dieselfde verkoopsvoorwaardes of kopersvoorwaardes. En dan sê jy vir ons, jy stel belang aan lot nommer 12 argumentsonthouwe. Ons het dan 'n operateur wat jou bel as ons by lot nommer 11 kom en hy sê vir jou, hou aan, ons kom nou by lot nommer 12. Jy kan hoor, hy vat jou deur die proses as die afslaer begin op jou lot en jy kan dan besluit tot waar wil jy be en jy kan be via my operateur wat op die veilingvloer sit. En so word dan 'n lot op jou toegeslaan. Jy is dan die koper, dis presies dieselfde proses van daar af, daar word 'n faktuur uitgereik en jy moet ons betaal ensovoorts ensovoorts. So, ek dink dit eerstens dis transparant en dis vir my die belangrikste daarvan. En as ons praat van die geen reserve veilings, ons het begin daarmee en ek voel werklik, wat is 'n veiling? 'n Veiling is 'n mark wat geadverteer word met spesifieke diere wat op 'n katalogus is. As jy die veiling behoorlik adverteer en jou bemarking is reg en die name agter die veiling is reg en die offering, die genetika wat jy op daai veiling aanbied is reg, dan moet die mark bepaal wat 'n spesifieke dier se waarde moet wees. Nou, mens kan redeneer, as jy 'n veiling hou en daar sit 10 mense voor die afslaer en 'n spesifieke dier gaan vir R100, dan kan jy sê, daar was dalk nie daai dag die regte koper vir daai dier nie. Maar as jy 'n veiling hou en jy het al hierdie goed soos ek nou genoem het reg gedoen en daar sit 1000 mense op die vloer en jy het 400 geregistreerde kopers en 'n spesifieke bok gaan R100, dan is my eerlike opinie, die bok is R100 werd, want die mark het dit bepaal. En ek dink dit sal onredelik wees om so 'n veiling te adverteer en dan vir daai 1000 mense wat daar sit, sê, luister, hier is my bok en ek is slimmer as julle ander 1000 wat hier sit. Ek is eintlik die enigste wat weet wat die bok werd is. As daar 10 mense sit, kan jy dit dalk redeneer.
Maar die punt bly staan, as die mark groot genoeg is, die aanbieding van die dag is daar, en die mense is daar, dan glo ek dis die waarde van die dier. So ons het hierdie loop van die jaar, het ons kritiek gekry toe ons begin het met hierdie geen reserve veilings, en met reg so, want dit is 'n nuwe konsep in die wildbedryf, en op 'n stadium het ek gevoel, moet ons aangaan hiermee, want ons het baie kritiek gekry daaroor. Wat interessant is, ons is nou besig met statistiek, en ek gaan dit binnekort bekend maak aan die mark daar buite, wat ons basies al die veilings van die loop van die jaar gaan vat het. Ons het gesê, veilings wat deur Wildswinkel aangebied is, met 'n reserveprys, veilings wat deur Wildswinkel aangebied is, sonder reservepryse, en veilings wat deur ander veilingsgroepe aangebied is, met reservepryse. En toe het ons die spesies gaan vat op al drie daai verskillende kategorieë, en ons het gesê, swart rooibok ooie dragtig, swart ramme 20 maande, en ons het hulle in spesifieke groepe gaan indeel, en ons het gaan sê, goed, ons wil nie kyk na uitskieters nie. Kom ons gaan kyk, wat is die gemiddelde prys op 'n swart dragtige rooibok ooi argumentsonthaalwe, die gemiddeld, en dit is baie belangrik dat ons dit verstaan, op daai drie kategorieë. En dan kyk ons watter een van daai drie het die beste gedoen. Want die eerste reaksie is, as daar geen reserve veiling is, gaan mense sê, ons gaan die prys laat val, en jy kan nie die prys beskerm nie. Die punt is, ons moenie die prys beskerm nie, die mark moet bepaal wat die prys is. Ons is nog nie klaar met ons oefening nie, want dit is 'n taamlike lang oefening, maar ek kan jou verseker, dat op hierdie stadium het die geen reserve veilings wat deur Wildswinkel aangebied is, by verre die beste resultaat opgelewer met betrekking tot gemiddelde pryse op daardie groepe. Yes, jy gaan altyd 'n spesifieke ding kry, soos 'n Inala, wat die buffelbil is, wat ons onlangs verkoop het by Tabatolo. Ek verkies om eerder nie deel van daai statistiek te maak nie, want dis 'n uitskieter. Ek sê weer 'n keer, dit gaan oor die gemiddelde. So, ek is verskriklik positief met die resultate wat ons gekry het op die geen reserve veilings. Dit beteken nie dat Wildswinkel ooit vir enige groep gaan sê, ons wil net 'n geen reserve veiling hou nie. Dit is die groep se prerogatief om te besluit of hulle diere op 'n reservebasis of 'n geen reservebasis wil verkoop. Maar wel op 'n Wildswinkel handelsmerknaam veiling, waar ons namens 40 mense verkoop, kan ons as Wildswinkel nie bekostig om vir 1000 mense te sê, kom veiling toe, hy ry 1000 km om daar te kom, en dan sê hy ou vir hom, nee, ek weet beter as jy gaan nie my bok kan koop vir daai prys nie. So, ek wil graag hê die mark moet verstaan, dit was 'n bold stap van ons gewees, om mark toe te gaan met hierdie konsep. Maar ek kan jou ook verseker, ek het met my 21 jaar ondervinding van die veilingsbedryf, ek was in Amerika, ek was in Australië, ek was deur die hele Europa, ek het gaan kyk na meubelveilings, ek het gekyk na eiendomsveilings, ek het gaan kyk na karveilings, en ek het ekstensiewe marknavorsing gedoen oor hoe werk veilings op 'n internasionale basis. En dit bestaan nie in enige ander land om 'n reserve op 'n veiling te sit nie. Inteendeel in Amerika, dan as jy vir iemand sê jy hou 'n veiling met 'n reserve, dan lag hulle vir jou, dan sê hulle vir jou dis nie 'n veiling nie. So ek dink dit is iets wat ons as Suid-Afrikaners nog moet gewoond raak aan, en ons gaan moet bou daarin, en ek sê weer 'n keer, ons moenie net ewe skielik ons hele mark probeer oorgooi soontoe nie. Maar ek dink, as ons as wildbedryf kan bewys, dat die mark op die dag van die veiling bepaal die prys, gaan ons soveel geloofwaardigheid daar uitkoop. En dit gaan vir mense wys dat ons is daar om te bly, dit gaan vir ons wys dat ons is deel van die ekonomie, en dit gaan wys dat daar 'n werklike mark. Want as die werklike mark daar besluit het hy koop die bok, dan koop hy die bok, en hy kry sy bok, hy betaal hom en hy vat hom plaas toe. So, van ons kant af, baie dankie vir 'n wonderlike 2016, ons sien uit na 'n nog groter 2017, waar ons hierdie wonderlike bedryf en industrie van ons kan uitbou, en kan bevorder vir die nageslagte wat kom, en ons moet elke liewe oomblik van dit geniet, saam met ons gesinne en ons vriende. Sterkte vir 2017. Maak gereelde draai op ons webtuiste wildenjag.tv vir vars nuus oor die wild en jagbedryf, en onthou ook van ons sosiale platforms soos Facebook en Instagram. Totsiens.